Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, Prys die my Here. hart roep na hom, Amen. deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed, maak vandag die dag wat jy dit sien. Prys die Here. Die Here is goed, altyd goed, hy roep jou naam, kom sing saam. Die lig in my nag, die vrede in my dag, skaamte hou my nie vas, hy het my skoon gewas. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed, maak vandag die dag wat jy dit sien. Prys die Here. Die Here is goed, altyd goed, hy roep jou naam, kom sing saam. Hy is naby my, net u kan my lei. Amen. U gee oor wanneer ek deur die donker en hoor. Prys die Here. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, Amen. God u alleen, verdien die eer. Halleluja. Die Here is goed, altyd goed, maak vandag die dag wat jy dit sien. Prys die Here. Die Here is goed, altyd goed, hy roep jou naam, kom sing saam. Kom aan die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Prys die Here. Goeienaand Boeta. Goeienaand Eddie. Welkom jy vanaand hier by Kom Saam. Voel vry voor deel van die program. Goeienaand Isabella. Welkom jy vanaand hier by Kom Saam. Voel vry voor deel van die program. Dis vanaand getuienis aan. Welkom aan almal wat ingeskakel is. En almal wat nog gaan inskakel, almal wat dink om dit te skakel, almal wat weet om dit, en almal op YouTube ook en WhatsApp. So prys die Here, halleluja. Amen. So ja, welkom aan julle almal. Dankie Eddie, hy sê die klank is 100% prys die Here. Kom ons begin die aand eers met gebed. Here Vader, ons sê vanaand dankie Here vir die liefde, vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid Here. Here, dankie dat U ons God is en dat U saam met ons is. En Here, ons vra dat U in hierdie uur verheerlik word. Dat ek weer 'n geleentheid het om te kan getuig van die goedheid, die guns, die genade, die barmhartigheid, die liefde en die vrede van U en hoe goed U is. Here, seën ons program en ons vra Here dat die wat moet hoor, dit sal hoor en Here, dat hierdie getuienis 'n inspirasie sal wees, 'n aanmoediging sal wees. Here, dat mense een met U kan vorm en laat U ook vir hulle 'n God kan wees. En Here, ons vra, Here, in Jesus naam, Here, word geseën in hierdie uur, Here, en word verheerlik hierdeur in Jesus naam.
Dankie Here vir nog 'n soos ek gesê het, 'n geleentheid Here, in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Tot eer van God Abba Vader, deur sy Heilige Gees. Amen en amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Kom ons gee net 'n bietjie tyd, laat mense inskakel. Prys die Here, daar kom Louise ook in, sy sê die klank is 400%, want ons is 4 op, julle 3 en ek, ons is elkeen 400%, so ja, welkom Louisa, voel vry, voor deel van die program, maar kom net saam, prys die Here, halleluja. My hart loop oor van blydskap. My siel maak groot eer, halleluja, prys die Here. My mond sing nou 'n loflied, prys die Here. My lewe bring hom eer. Prys die Here. Jesus is my vaste rots, op hom sal ek vertrou. Amen. Daarom sal ek hom verhoog. Prys die Here. Sy liefde oorvertel. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom hier. Prys die Here. In my wandel En al my weer. Wil ek hom kom loof en prys, halleluja. want ek is sy kind. Ja, koning se kind, prys die Here. Ek in hom Alle bly. En sy woord Woord in my, Dan sal ek vra net wat ek wil en dit verkry. prys die Here. Halleluja, loof die Heer. Amen. Halleluja, bring hom hier. Ek het U lief, Here Jesus, Amen. Ja, Here. elke oomblik, elke dag. Amen. U is vir my die lewe en die waarheid en die weg. Amen. U is die bron Bron van my vreugde. Amen. Prys die Here. die tema van my Liefdeslied. Amen. Ek het U lief, Here Jesus. Amen. U maak my Julle lewe nuut. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom hier. Prys die Here. In my wandel En al my weer. Wil ek hom Loof en prys. Halleluja. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom hier. Prys die Here. Amen. 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 Bring die Here die eer. Halleluja. Goeienaand Yvonne, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier by kom saam, voel vry, voel deel van die program. Prys die Here, maar kom net saam. Goeienaand Shirley. Welkom jy ook vanaand hier by kom saam, voel vry, voel deel van die program. En ja, ons gaan die Here
al die lof en die eer gee weer vanaand. So nog, daar's nog, okay, kom ons speel nog een song en dan gaan ek begin getuig. Prys die Here. Geen net tyd dat mense inskakel. Amen. Ek het geloop deur donker nagte alleen. Amen. My hart vol vrae, my siel so seer. Ek het geskree, maar niemand hoor nie. Amen. Toe fluister jy, ek is hier. Prys die Here. Ek was gebreek sonder rigting, sonder lig. Amen. My pad was koud en ek het my hoop verloor. Prys die Here. Elke tree het net zwaarder geword, Halleluja. tot ek hiernaam in stilte hoor. Prys die Here. Toe val ek Ek neer neer, met trane op my hande. Prys die Here. en daarop moet ek die genade. Amen. Hy dra my deur elke storm en pyn. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. Hy hou my vas, al voel ek so alleen. Hy's my krag, wanneer ek nie meer kan nie. Hy dra my deur, Hy dra my deur. Prys die Here, mense. ek sien nou lig, waar daar eens net donker was. Halleluja. Die liefde breek deur elke muur in my. Prys die Here. Ek voel weer hoop, ek kan weer asemhaal, Prys die Here. want die het my nooit laat gaan nie. Prys die Here. Selfs in die nag, waar vrees my omring, is die ster Prys die Here. wat vrede Bring. Hy dra my deur elke storm en pyn. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. Prys die Here. Hy Trou my vas. al voel ek so alleen. Hy's my krag, wanneer ek nie meer kan nie. U het my gevind, toe ek verloor Was. Halleluja. U het my geroep Jy het my geroep. en my naam gefluister sag. Prys die Here. Nou weet ek's nooit weer alleen nie. Amen. U loop saam tot die einde van my pad. Hy dra my deur elke storm en pyn. Prys die Here. As Ek ek val, val. dan staan hy langs
my weer reg op en rein. Amen. Hy Hou my vas. al voel ek so Alleen prys die Here. Hy's my krag wanneer Ek nie meer kan nie. Prys die Here, man. hy Dra my deur. Hy dra my deur. Ek is nie Nie meer alleen. Prys die Here. Hy Dra my deur. Prys die Here. Amen. Wow, dit is 'n great song, daai man. Dis 'n awesome song. Hierdie song as hy speel, dan sien ek my hele lewe voor my uitspeel. Waar ek in die donker was, hoe moeilik dit was. En ja, daai song beteken baie vir my. So mense, ek wil net WhatsApp start. Goeienaand aan julle ook hierso op WhatsApp. Welkom hier by Kom Saam. Dit is donderdag, ons getuig weer. Dis die getuienis van Dewald Allers. So ja, ons gaan nou aan waar ons Leerbeek opgehou het. Ek gaan net so 'n stukkie terug, so 2 paragrawe. Net om julle te sê waar ek laasweek was en julle sal weer vinnig alles opvang. Die Here het toe jy by my was en nadat hy by my was en hy het gevra vir 'n bankrekeningnommer. Nou ja, op die einde van die dag het hy vir ons gelde inbetaal en so wat nou gebeur het is toe ons nou gaan dankie sê het, toe sê die Here vir my ek moet seëninge oor hom uitspreek wat baie belangrik is. Reg deur die Bybel, Abraham, Isak, Jakob was verskriklik gestel gewees op seëninge en die seëninge van die Here en selfs Moses hulle en almal en die in Deuteronomium 28 ook en die Here sê vir my spreek seëninge oor hom uit en ek rig 'n gebed en ek bid daai dag en so ek gaan net die laaste gedeelte van die gebed gaan ek nou weer terug en dan gaan ons weer aan waar ons opgehou het. Okay, en ek het daar gesê Here dat die Here jou sal beskerm en bewaar teen alle gevare, dat jou huis geseënd sal wees, jou familie geseënd sal wees, dat die Here julle sal beskerm en bewaar onder sy vleuels en dat die werk wat jy doen, jou besigheid en wat jy besit sal laat groei van krag na krag en dat dit geseënd sal wees, dat jy nooit in ewigheid sal self hoef te leen nie, want Deuteronomium sê dit vir ons, en jou bron ook nie sal opdroog nie. Dit is baie belangrik, is dat die God wat ons bron is, nooit sal opdroog nie, want daar's geen manier wat God kan opdroog nie. Dat jou huis, luister nou hierso, dat jou huis nooit, maar nooit nie brood op die tafel sal hê nie. Dat die Here God Almagtig jou bron sal wees vir ewig en vir altyd en daar sal bly en dat hy daar sal bly vir julle. En ek nou kom in Deuteronomium 28 waar die Here sê spreek het, want jy sal die kop en nie die sterk wees nie. Jy sal vorentoe gaan en boontoe in die lewe en nie afonder toe. Jy sal voorspoedig wees in alles wat jy doen elke dag, elke oomblik van jou lewe saam met die Here. Dat jy voorspoed sal hê vir die res van jou lewe. Goeie gesondheid, geseënd sal wees, die lewe sal geniet in die Here God Almagtig wat God aan jou sal gee en seën. Dat die seëning in jou sal inhaal en na jou toe sal kom. God die Vader en laat dit sal kom deur God die Vader se genade. Dat jou vyande in verskillende rigtings na jou toe sal kom, maar in een rigting sal vlug in die naam van Jesus. Vra ons dit tot eer van God Abba Vader se Heilige Gees en deur die krag van die Heilige Gees. En so het ons dan die see van seëninge oor jy uitgespreek daai aand. En om hierdie rede, die woord sê, die woord dra krag. En
ons moet mekaar seën. Ons moet mekaar seën. Die Bybel sê, jou woorde het krag. En daarom is hierdie seëninge vir my baie belangrik. Want, selfs vandag nog, ek spreek na elke diens spreek ek seëninge oor die gemeentelede uit. En want die seëninge is wat ons kort kom. Alhoewel ons weet, ons is geseënd in alles wat ons doen. Ons sal voorspoedig wees, ons sal geseënd wees. Maar dit is tyd dat ons die seëninge oor mekaar uitspreek. Goeie gesondheid, goeie lering, goeie insig, goeie wysheid en al daai seëninge, want die Bybel sê ek sal eenmaal 'n geseënde van die Here wees. So prys die Here. En so het ons daar gebid en dis waar ek verlede week gestop het. Nou, vroeg in die volgende oggend het ek het die gedagte gekom, luister hierso, jy moet gou eers winkels toe gaan. So almal weet, dit is nie om advertensies te gaan kyk nie, dit is om gou van die geld te gaan trek en dan ook 'n paar dingetjies te doen en so aan. Ja, en ek moet 'n paar goedjies gaan koop wat nodig is. Daar is dingetjies wat klaar is in die huis en ek moet dit al, en nou moet ek gaan en dit sommer gaan koop ook, want die geld is mos daar vir ons ingee en ek moet dit buitendien trek ook. So, en ek sê nee, dit is reg, ek kry alles reg, kry my gedagtes reg, kry my hart reg, kry die sak, haal die Bybels uit die sak, ek vat die sak saam met my, want dit is mos nou 'n rugsak, ek kan van die goed daar aanpak ook, en so, gaan ek na die winkels toe, die naaste winkels van, Kloorkop is, na Pick n Pay toe, is so tussen 12 na 15 kilos, want dis die naaste Pick n Pay wat daar is, so, okay, ek besluit, okay, ek sal moet loop, want ons het nie geld nie, so ek sal moet loop tot by Pick n Pay, ek sal 15 kilos moet loop, en dan sal ek geld trek, en dan alles doen, en dan sal ek weer terugkom. So, en so gedoen, en daar is ek weg, en toe ek dan by die winkels uiteindelik kom, stap ek my eerste tellers toe, en toe ek die kaart indruk, wat 'n verbasing om te sien hoeveel geld dit was, ek gaan nie bedrag noem nie, en ek trek die bedrag, en wow, wat amazing die seëninge van die Here, en eerste wat ek doen, toe ek die geld uitkry, is, ek haal eerste die volle tiende van die Here uit. Luister wat ek nou vir jou sê, dit is wat ek doen, ek haal eerste die volle tiende van die Here uit, want dit behoort aan die Here, wat my raak sien, want sy naam is El Roi, en dit is hy wat vir my sorg, dit is God wat die sorg dra, God wat die voorsiener is, en so ja, aan hom kom eers die eer toe. Julle gaan nou sien hoekom ek eers die heeltyd, ek het dit al genoem, ons lewe in geloof, ek is afhanklik van die Here, daar's geen garantie, tot vandag toe is daar geen garantie van enige inkomste nie, so ja, ek is afhanklik wat God vir my gee, so ek gaan nou meer verduidelik daaroor, en dit maak nie saak, of ek enigiets gaan kort kom nie, dit maak nie saak of ek R20 of R50 of R100 gaan short kom nie, as ek short kom, dan los ek dit, want ek kan dit nie koop nie, want ek gaan nie aan God se geld raak nie, julle gaan nou sien hoekom, so God se tiende haal ons eers uit, en ek sit dit een kant, en so ek weet ons gaan nog bid daaroor wanneer ek by die huis kom, en so ja, en so haal ek ook, ek sê nee, daar is baie geld, en ek haal toe die huis se huur geld uit, en ek haal toe die water en ligte geld uit, en ek sien daar's nog gelde oor, so daar's ekstra gelde, so vir dit wat ons nou nodig het, bid ek maar net en sê, Here, ek vertrou U dat daar genoeg sal wees vir die goed wat ek moet koop, en so, wat ek weet U het ons voorsien.
So, en om God se 10de eerste uit te haal, is vir my 'n oomblik. Okay? Nou moet julle my mooi verstaan. Ek sê nie die Bybel sê nie, ek sê dit is vir my 'n oomblik. Al kan ek nie alles koop nie, al het ek geld nodig, al het ek wat nodig, weet ek kan altyd terugval op God se woord. Ek kan altyd teruggaan na die woord van die Here toe, om 'n rede ek om sy 10de eers vir hom uittel. Want, jy weet, ek kan terugval en sê, Here, ek het die 10de aan U betaal. En dan kan ek nog verder gaan, ek kan sê, Here, dit was die volledige 10de, en dan kan ek nog verder gaan en sê, Here, ondersoek my. Kyk of daar enige bedrog in my hart is, kyk of ek enigstens selfs 'n rand teruggehou het, selfs 'n 10 rand teruggehou het. So ek is totaal en al afhanklik van God se genade, vir sy voorsiening, vir ons. Dis hoekom in alles, nog voordat ek die huishuur betaal, nog voordat ek die waterligte betaal, nog voordat ek gaan koop wat ek dalk dink ons nodig het of wat ook al, is dit God eerste. En vir my is dit baie belangrik, selfs tot vandag toe nog, God se 10de, want ek is afhanklik van hom. Julle gaan nou sien hoekom is ek so afhanklik. Onthou, ek kry tot vandag toe, is daar ek nog nooit 'n salarischeck gekry, nog nooit 'n salaris getrek nie. Die kerk kan nie my betaal nie, die kerk kan my nie eers dra nie. Tot vandag toe kan die kerk my nie dra nie. As die Here nie deurkom nie, dan val ek. Ons het nou, ons is nou 'n bietjie meer as 6 maande wat ons nou begin optel weer, maar dit is maar nog 'n paar mense, maar vir meer as 'n jaar en 'n half was hier niemand gewees. Niemand. Eddie, jy was hier gewees, jy het self besoek kom aflê in daai tyd, en Eddie sal vir jou sê, hier was niemand nie, behalwe ek, hy en Louisa. En hier was niemand gewees vir 'n hele jaar en 'n half nie. So, die Here, tot vandag toe draai ons nog steeds gebruik hy, nog steeds is die telefone betaal, die internet is betaal, alles is betaal, en daarom is dit vir my baie belangrik om altyd te sê, Here, ek val terug op die 10de, want die 10de beteken dat ek God vertrou, completely, in my finansies eerste, bo alles, vertrou ek die Here, en laat God, en ek kan op die woord staan, en sê, Here, U voorsien my. Ek is afhanklik van U voorsiening. Ek het nie 'n baas nie, U is my baas. Daar's niemand wat vir my gaan deurkom. As U nie deurkom nie, dan is dit klaar praat met my. So afhanklik is ek van die Here. Laat hy my moet voed, laat hy my moet aantrek, laat hy vir my, selfs my honde, hierdie honde wat julle kort so op die video sien, selfs voer die Here my honde. Toe Bullet ookie was, Eddie ken vir Bullet, my groot Alsatian wat ek laat uitsit het, want hy het uitgeword, so ja, selfs toe hy ookie was, die Here het elke maand vir my die geld gegee, om vir hom groot pakke kos te koop, en hy het nie een aand geslaap laat daar nie kos was nie. Dit was al gewees, laat daar 3-4 pakke gestaan het, wat die Here gestuur het. Dan laai hond in oorvloed kos gehad het, maar hy het nooit short gekom nie, en prys die Here daarvoor. En wanneer ek staan op God se woord, weet ek, hy kan my voorsien. God die Vader, ek kan hom vertrou. Luister wat ek sê, ek kan hom vertrou met my hele hart, dat hy sal vir my voorsien. Daar is nie van miskien nie, daar is nie miskien 'n hoop, of daar is nie daai dinge nie. Die ding is 'n uitgemaakte saak, want my afhanklikheid is totaal en al, dat die Here sal deurkom, want sy woord sê hy sal. Hy het nie gesê maybe nie, hy het gesê hy sal.
He will do it. Johannes 14 vers 14, heel op die einde sê die Here, alles wat jy in my naam vra, dit sal ek doen. En so staan ek op die woord, dat die Here dit sal doen, wat hy gesê het. En, ja, Jesus het ons, selfs wat Jesus ons gesê het, deur profesies, deur sy beloftes, deur wat hy gespreek het, deur sy gees, wat geprofeteer is oor ons, alles bring hy tot stand, alles word geopenbaar, alles kom in vervulling, en dan weet ek, die woord van God kan nie lieg nie. Die woord van God kan nie leeg terugkeer nie. Die woord van God val nie op rotsagtige plekke nie. Die voëls kan dit nie oppik nie. Die woord val op goeie grond en dit vat wortel, want ons staan op die woord en wanneer ons staan op die woord, weet ons, God maak sy woord waar. God kom deur, God antwoord. Daar is nie 'n oomblik wat ons kan twyfel nie, want ons kan nie bekostig om te twyfel, nie ek of Annetjie nie, vandag is Annetjie nie meer nie, vandag is dit Louisa, ons lewe nog steeds so in geloof. En ja, dit is nie maklik nie, ek weet dit, maar die hele wenproses is om uit te hou. En baie min mense kan uithou. Deur beproewings, soos ek gesê het, kon loop in my skoene. Ons gaan nog baie getuig daaroor, julle gaan nog sien. So ja, en dan weet ons, dit wat die Here ons beloof het tot die einde toe, dit sal hy volbring. So ja, maar nou, terwyl ons so in geloof lewe, dan moet ek ook op die woord staan en sê, Here, maar U het gesê, U sal die vensters van die hemel vir my oopmaak. U het gesê, Here, toets my. U het gesê, ek kan nie toets. Ek kan voor die Here sê, dit gee my die reg om vir die Here te sê, Here, U het gesê, ek kan nie toets. Ek het die volle 10de gegee. So, dit, verstaan julle nou, en dit is hier waar ek weet, ek kan totaal en al op God rely. Die Engelse woord sê dit so mooi. Die Afrikaanse woord sê leen. Leen beteken jy gaan leen iets by mense en dan moet jy dit teruggee. Rely beteken heeltemal iets anderste. Ek kan op God rely, dat sy woord waar is. Ek kan rely op hom, dat hy die venster, hy sal dit doen. En dit is waar dit so belangrik is vir my, om heeltemal op God se woord te rely, in hom te glo, die woord wat die waarheid is, op vas te staan. En dit is hierso, wat ek kan terugdraai, dan kan ek sê, Here, U is my bron. Dit is nie net woorde nie, dit is werklikheid. Want, soos ek nou gesê het, as die Here nie gaan deurkom nie, dan val ek plat. Dan val my hele lewe plat. Ek sal nie kan staande bly nie, Louisa sal nie kan staande bly nie, hierdie hele kom saam, platform sal in skerwes, die internet sal platval, want ek kan mos niks betaal dan as God nie gaan deurkom nie. So verstaan jy, God is my bron. Dan sê ek ook, Here, maar U is my bron van alles. Alles wat ek ooit sal nodig kry. Dan sê ek ook, Here, maar U is die bron wat nooit sal opdroog nie. Want dit is my baie belangrik, dat ek vir die Here sê, maar Here, U is die bron wat sal nooit opdroog nie. U is die bron van my lewe, wat ek ooit sal nodig hê, sal U vir my gee, want ek is afhanklik van hom. So, selfs in ons gebede, as sê ons, Here, U is altyd daar vir ons. Hoekom? Want ons moet God ons bron maak
nie net maak nie, maar nou moet ons hom hou as ons bron. Hy is ons bron van alles. Goeienaand Marietjie, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry voor deel van die program. En goeienaand aan Des ook, welkom julle ook. So, want die Here is die bron wat ons voorsien, hy is die bron wat ons onderhou. Luister wat ek sê, hy is die bron wat ons voorsien, hy is die bron wat ons onderhou. Hy is die bron wat getrou is. Luister nou wat sê ek. Hy is die bron wat getrou is in sy woord en ook die trou hou in sy woord vir ons. So God hou sy eie woord trou, laat hy dit in vervulling bring, om ons te voorsien, om ons te dra. En daarom staan ons in die geloof hierso, en ons prys die Here daarvoor, en ons lewe uit God se beursie uit God se hand uit. Want as die Here nie deur gaan kom nie, dan moet ek uit die huis uittrek. En nou het die Here vir ons die gelde gegee, eerste wat ek uitgehaal was 10, nou is die huis hier uitgehaal, en dan is die water en ligte uitgehaal, en daar's ekstra gelde vir kos. So die Here, dis hoe God ons voorsien in alles, al ons behoeftes, dit wat ons nodig het, daar's ekstra geld, want God se woord kan nie lieg nie. Hy sê hier, selfs in sy woord, sê hy, in Malagi 3, vers 10, julle almal ken hom, waar die Here sê, toets my, en sien of ek nie die sluise van die hemel van julle gaan, en dit is hier, waar ons op die woord van die Here staan, dan sê ons, Here, maar U het dan gesê, ons kan nie toets. En dit is hier, waar die Here sy eie woord waar maak, terug in ons lewe. En dis nie net vir 'n dag nie, of 'n maand nie. Hierdie kom van 2008 af, maand na maand, en daar was nog nooit in hierdie maande enige garantie van 'n paycheck nie. Nog nooit 'n garantie gewees dat daar geld sal wees nie. Nog nooit nie. Alles is deur God se genade aan ons geskenk. So ja, okay. Nou, en nou draai ek, en dit is waar ek nou vir jou gesê het, ek sê julle vertel hoekom. Want nou, op hierdie selfde belofte waar die Here gesê het, toets my en sien of ek nie die sluise van die hemel, kan ek eers begin. Dan kan ek sê, Here, maar ek het my 10 aan U betaal. Luister nou wat ek sê. Ek sê die Bybel sê so nie, ek sê dit is wat ek doen, nog altyd vir 18 jaar nou al. Dan sê ek, Here, U is God. Ek roof en ek besteel U nie. So, ek staan voor U, en ek vra U, ondersoek my Here, kyk of ek 'n rand gevat het, 'n 10 rand teruggehou het, 'n 50 rand, 100 rand, 200 rand, 1000 rand teruggehou, wat ook die bedrag mag wees, kyk of ek U beroof het, of besteel het. Ek het, as die tiendes of as die gelde inkom, dan haal ek die volle 10 uit. Ek haal nie 'n halwe 10 uit nie. Die volle 10 gaan eers na God toe. Ek gee nie om of ek gaan short kom nie. Ek gee nie om nie. Want ek val terug en dan sê ek vir die Here, ondersoek my en kyk of ek iets besteel. En dit is hierso waar die Here vir my deurkom. Van hier af het die Here my begin lei, waar die Here die eerste maal by gesê het, gee my 10 aan hom eerste, en van daar af het ek gesien hoe die Here dag na dag, oomblik na oomblik, week na week, maand na maand, jaar na jaar deurkom, en dit vir 18 jaar al. En jy weet, laat ek so afhanklik is van hom. Julle gaan nog sien, die Here het my Kaap toe gestuur sonder 'n beursie, die Here het my Namibië toe gestuur sonder 'n beursie, 16 dae in Namibië gery. Maar ek sal nog getuig daaroor, ons sal nog daarby kom, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie. So, en as gevolg daarvan, weet ek God voorsien my. En die Namibië trip was oor die 5000 kilos gewees, so by the way, sonder 'n beursie. Net deur om op die Here te vertrou, maar
my tiende elke maand te betaal het. Okay, maar kom ons gaan aan. Ek gaan nou daaroor praat nie. En dan sê ek, Here, maar U is eerste in my lewe. U is my alles in my lewe. Dis nie net woorde nie, dis nie die woorde wat ek voorgee nie. Ek gee nie om of ons dinge kort in die huis, maar ek sal nie van hierdie 10de geld vat nie. Daar's geen manier nie, of van die water en ligte geld, of as daar short is en by huis hier, ek sal nie daarvan vat, van die 10de vat en daarby voeg nie, want die Here moet self vir my aanvul, want hy het gesê, hy dra die sorg vir my, nie ek nie, hy dra die sorg, ek is afhanklik van God, so, dis hoekom ek, eerste, die hele volle 10 aan die Here gee, bo alles, dit is my lewe, dit is die pluspunt, ek noem dit 'n pluspunt in my lewe, my afhanklikheid van die Here, want op hom alleen, maak ek om my vertroue, hy is my bron van alles, laas jaar het die Here self so ver gaan, Marietjie, jy's nou ingeskakel, Des is ingeskakel, waar die Here vir my op Natal toe gestuur het, en dit is alles, hoe hy deurkom, geantwoord het, en hoe hy vir my gestuur het, en, soos ek gesê het, want selfs tot vandag toe nog, die kerk, ek het nou nog gesê, die kerk kan my nie 'n salaris gee nie, die kerk se inkomste is, vandag nog, ek praat nie van 'n skenking hier en 'n skenking daar nie, ek praat van die kerk se inkomste, tot vandag toe nog, is nog nooit meer as 2, 3, 400 rand nie. Per maand. So, daarom staan ons in die geloof, ons vertrou op die Here, praat die geld nie, en daarom kan ek julle leer uit my 10de uit, hoe afhanklik ek is van God af. Daardie tyd is dieselfde as vandag. Jy kry tussen R10 en R30 op 'n diens in. Ek kan nie staan en wonder en plan maak hierdie kant toe daai. Ek moet uit God se hand uit lewe. Dan moet ek vir die Here sê, Here, ek leef in geloof. Here, ek is afhanklik van U. Here, ek werk vir U. Here, U is my bron van alles. En hoe meer ek dit confess, hoe meer ek dit sê, hoe meer leef ons staan, hoe meer beleef ons God se teenwoordigheid in ons lewe, saam met ons elke dag. En dan besef 'n mens, dat God die Vader 'n werklikheid is, 'n groot werk. Dit is nie net woorde nie, dis nie net die Bybel vat en hy's 'n werk, dit is 'n werklikheid in ons lewe. Dit is 'n werklikheid dat God deurkom op verskillende maniere, en hoe hy voorsien op verskillende maniere, nie net finansies nie net ek kry oproepe, kom haal kos, ek kry oproepe, kom haal dit, kom kry dit, ek kry oproepe, en dan as ek dit als kry, dan is dit die Here wat deurgekom het, maar in dit alles deur, kry die Here uit alles uit, wat ons inkry, kry die Here eers sy 10de, en dit is die mees belangrikste, want, nou val ek terug op die woord, want die woord van die Here sê vir ons in Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte, hy het nie gesê halwe behoeftes nie, hy het gesê elke behoefte, so as ek geld kort vir my water en ligte, gaan hy voorsien. As ek gaan short kom in my kos, gaan hy voorsien. As ek gaan kort kom in die honde se kos, gaan hy voorsien. Petrolgeld gaan hy voorsien. Hy gaan alles voorsien. Die Bybel sê hy gaan, en hy sal dit voorsien. En want die woord sê, en elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Dis hoekom ek die heeltyd terugval op die Here se woord, en dan op daai woord kan ek sê, Here, ondersoek my. Kyk of ek hier roof, Here. Kyk, Here, ondersoek my en toets my.
En baie keer het ek tieners hierso, dan sê die Here vir my, doen dit die kant toe, doen dit so. Ons het al vir mense hulle huishuur betaal, ons het al vir mense water en ligte betaal, ons het al vir mense 'n selfoon gekoop, deur dat die Here sê, ek moet dit doen, nie dat mense my vra nie. God sê vir my wat ek moet doen met sy gelde. Dan sê hy ook vir my, saai, soontoe, doen dit, help daai mense, help hulle foon was gesteel gewees, koop hulle, die Here het laat ek my eie rekenaar weggegee het, omdat hulle ingebreek het by die mense, en ek moes vir hulle my rekenaar gee. Dit was 'n end of saak. Nee, dit was nie end of saak nie. Ek het saam met die rekenaar, Louisa sal ook nou sê, die keyboard vir hulle gegee, die kerk se keyboard vir hulle gegee, want dit was 'n ekstra keyboard wat ek gehad het. Ek het vir hulle die beter een gegee en vir my die swakker een gehou. En sodat hulle ook kon verkoop het en weer kon aangaan, want ek kan nie laat hulle struikel nie. En dit is dan wat die Here my sê, doen dit so, maak so. En dan doen ek dit. En weet jy wat? En dan weet ek die Here kom deur. Ek gee nie om of ek gaan short kom nie. Ek gee nie om nie. Want ek het die reg om die heeltyd op God se woord te staan. Baie mense sê hulle het die reg om op God se woord te staan, maar as jy vir hulle vra betaal hulle tiendes, dan sê hulle nee. So ek kry die twee nie by mekaar nie. Hoe kan hy op God vertrou en hy kan nie? Jy gaan nou sien. Wanneer ek op God vertrou, en hierdie is iets baie belangriks wat ek nou gaan sê, moet jou lewe kan getuig dat God daarin is. En dit is nie net woord opsit en so nie. Die woord wat jy bedien, die woorde wat jy spreek, die woorde wat jy wat ek vir mense bring, moet ek uitleef. Ek moet self daarin leef. En nou moet my lewe kan getuig, sonder dat ek 'n woord sê, dat ek op God vertrou. Hoe sê my lewe dit? Here, ondersoek my. Here, kyk of ek jy roof. Want 1 Korintiërs 6 vers 10 sê vir jou, 'n dief en 'n rower sal die koninkryk van God nie sien nie. So ek is nie 'n dief nie, ek is nie 'n rower nie, want ek sê die heeltyd vir die Here, ondersoek my. Ondersoek my en sien of ek jy roof. En dit is waar dit baie belangrik is, want omdat ek afhanklik is van die Here, omdat ons afhanklik is van sy voorsiening, moet ons die heeltyd terugval op die woord, en die heeltyd die woord aanhang. Ons moet die heeltyd op die woord staan en sê, Here, ons staan, ons vertrou dat U die Here is. Ons vertrou dat U sal voorsien. Dis nie 'n kwessie van miskien nie. Ons weet hy gaan. Ons weet, dit wat ons vra gaan ons kry. En dit is wanneer ons nou hier in geloof lewe. In die begin was dit baie moeilik, vandag is dit 'n baie makliker vir ons om op die Here te vertrou. Want ons kan nie. Onthou, die banke kan my nie help nie. Hoekom nie? Ek het nie 'n salaris check nie. So, wat hulle jou eerste vra is, gee my 'n bewys van inkomste. Daar's geen manier nie, my broer, my suster, daar's nie 'n manier nie. My bedrag is die heeltyd 0. 0, 0, 0. Ek het nie 'n bedrag nie. Daar is net nie. Ek is afhanklik van God. Dis hoekom ek vir jou sê, en dit is hier waar ek die Here moet vertrou. En dan, wanneer ek die Here vertrou uit my hart uit, luister nou wat ek vir jou sê, en hierdie kan, is dit wat uit ons harte uitkom. Vandag is dit ek en Louisa, vroeër was dit ek en Annetjie, hierdie tyd wat ek hiervan praat is 2009, is toe ek en Annetjie daar was. Vandag, yes, ons lewe nog steeds in geloof, maar om in die geloof te lewe, vertrou ons hom. Hoekom? Want dit bou ons karakter in hom. Luister wat ek vir sê. Dit bou ons karakter in Jesus. Dit versterk ons karakter in Jesus. Ons geloof is in die Here. Ons vertroue is in God die Vader. En die lewe wat ons elke dag leef, is deur sy genade. Yes,
Dit bou ons op. En as dit ons opbou, bou dit ons ook op in en op die rots van wat die rots van die lewe is. Hoekom? Sodat ons nie kan wankel nie. Al bel hulle my en sê, luister hierso, jy skuld my geld. Ek kan niks doen nie, my broer, my suster, ek kan niks doen nie. As die Here nie gaan deurkom nie, dan kan ek jou nie betaal nie, sorry. Maar God se woord sê, en dis waar ek terugval op die woord van die Here sê, ek mag nie skuld nie. So, dan kan ek vir die Here sê, Here, maar u woord sê so. So die Here gaan deurkom. Dis hoekom ek afhanklik is. Dis die manier waarop ek lewe, waarin ek lewe, om in geloof te lewe. Dis hoekom ek julle leer in die geloof, hoe ek lewe, dis hoekom ek julle vertel, wat ons doen, want God alleen is ons vertroue, is my en Louisa se vertroue. Dan is hy ons bron, nie net ons bron nie, hy is die bron wat voorsien. Hy is ons vaste vertroue. Die Bybel sê hy moet ons vaste vertroue wees. En dit is in hom wie God is. God die Vader, want hy sê, as ons in geloof lewe, moet ons glo dat hy God is, en dat hy beloner is van die wat glo. So ons moet glo dat hy God is. Jesus het vir ons gesê, alle dinge is moontlik by die Vader. So, ons staan op sy woord. En sy woord kan nie leeg terugkeer. Daar's geen manier nie. Jy weet, elke maand betaal die Here die wifi. Die wifi is oor R1000. Die Here betaal dit. Die selfone betaal die Here. Hy betaal alles, hy dra ons skuld en alles. Alles word betaal. En nie een maand het ek nog nie 'n kom saam program geskiep nie. Nog nie een maand het ek 'n program geskiep en gesê, Here, ek kan hom nie uitsaai nie, want daar was nie geld vir die internet nie. Die heeltyd het God voorsien. En julle self sien dit, selfs hierdie internet is 'n getuienis vir julle, sodat hierdie getuienis by julle kan uitkom. Ons is op YouTube ook. Die YouTube op hierdie stadium met oor 100 gegaan op net die getuienisaande. Mense wat ek nie ken nie, op YouTube, wat luister na hierdie getuienis. Op WhatsApp, ek het nie idee nie, die Here het my gesê, hardloop, van oos na wes, van noord na suid, hy hardloop, want dit is God wat wil hê, hierdie getuienis moet uitkom by mense. Dis nie ek nie. En al wat ek is net die instrument in God se hande. Daar's so mooi wat die Here vir my gewys het. Ek is die instrument in sy hande. Onthou, daar is geen ander manier wat ek kan draai nie. Daar's geen ander manier wat ek kan lewe nie. Daar's geen ander manier wat ek 'n plan ooit kan maak nie. Daar is nie 'n oplossing elke maand as God nie deurkom nie. Daar is nie vir my 'n oplossing nie. So El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah, die God Almagtige, die ewige Vader, hy bly my voorsiener. En as ek sê, hy bly my voorsiener, het die Here op my so iets moois gesê vanmiddag. Die Here sal sy eie hart oopmaak om ons te voorsien. Is dit nie mooi nie? Want hy sê hy sal die vensters oopmaak van die hemel. Ek sê altyd die hart van die Here is in die hemel. En die Here maak altyd, daar was 'n liedjie gewees, die vensters in jou hart. In ons Afrikaanse liedjies was daar iewers 'n liedjie gewees, maak oop die vensters van jou hart of iets. En dit laat my altyd dink aan die vensters in die hemel. Maar die Here maak sy hart oop vir ons, om ons te kan voorsien. Is dit nie 'n great God nie? Is dit nie 'n awesome God wat ons het nie? En daarom het ek soveel meer rede om op sy woord te staan. Daarom het ek soveel meer rede om in sy woord te glo. En daarom het ek soveel meer rede om te sê, Jesus is my alles.
Dit is nie net woorde wat ek sê nie. My eie lewe kan getuig. Sonder dat ek 'n woord hoef te sê. Ek hoef nie eens 'n woord te sê nie. As die dag as ek in 'n kus lê en ek is gevries, kan ek nie praat nie. Maar my lewe kan getuig. En dit is wat belangrik is. Dat ek op God vertrou. In die Here, op die woord van die Here staan. En dit is wat belangrik is. Ek moet nie kan mense oortuig nie. My lewe moet dit doen. My aksie, my reaksies wat ek gedoen het, moet kan getuig van hoe ek op God vertrou. En dis op hierdie manier wat die Here in al ons behoeftes voorsien. Wow, mense, en dit is hoekom die 10 is vir my baie belangrik is. Uit alles wat ek kry. Ek haal nie 'n R10 uit as ek nie God se 10de eerste uitgehaal het nie. God se 10de eerste, dan die res. God se 10de en daarna kan ek die Here net prys. Jy weet, hoekom? Want daar is skrif wat die Here vir my gee. Die woord is Ebenezer. Nou, as dit vertaal word, dan sê dit tot hiertoe het God ons gelei. Dis daar so in 1 Samuel 7 vers 12. Tot hiertoe het die Here ons gelei. Ek kan elke dag sê, Here, tot hiertoe het U my gelei. My hele lewe getuig daarvan. My hele lewe is 'n getuienis. Elke dag van my lewe is 'n getuienis. Elke oomblik is 'n getuienis. My getuienis is te groot. In 'n paar sekondes, 'n paar minute. Kyk, daar vat die tyd ons alweer. Dit is alweer amper weer tyd om af te sluit. En ja, jy weet, en so het ek nou die 10's uitgehaal, een kant gesit, die water en ligte een kant gesit, die huis hier een kant gesit, en ek het ook gesê, okay, en die huis hier is nie halfpad ingesit nie, die volle bedrag is ingesit, wat die Here voorsien het. Die water en ligte is die volle bedrag, alles is klaar uitgehaal, ek het dit klaar een kant gesit, saam met die 10's, en nou kan ek gebruik wat oor is. Maak nie saak of ek moet koffie koop en suiker en melk, en daar is nie geld vir melk nie, nou los ons die melk man, ek gaan nie God se 10's vat omdat ek melk nodig het nie. Nee, ons raak nie daaraan nie. En Louisa sal ook vir jou sê, ek is baie streng daarop. As ek sê dit is die Here se geld, dit is die Here se geld. En ek raak nie daaraan nie. En dan weet ek, die Here sal op 'n manier weer vir my voorsien. So, ek is in die winkel in, ek kry die paar goedjies, ek haal die lysie uit, en ek koop in die winkel wat nodig is, ek kon nie alles koop nie. Daar was goed gewees wat ek moes gelos het, ek moes self maar kyk wat is die nodigste, en besluit het, okay, hierdie is nodig, daai los ons vir nou eers, ons sal dit later kry, en so gee die Here dan vir jou wysheid om met geld te kan werk. En toe ek nou uitloop, en dit is nou wat eintlik interessant is, en ek moet dit sê, voordat ek vanaand gaan afsluit, in hierdie gelde wat die Here vir jou gee, toets die Here jou ook. Hoor wat ek vir jou sê. Hoeveel keer het ek dit gesien deur die gelde wat ingekom het, en die goedjies wat ek koop, dan is daar elke keer 'n R15 of 'n R20 op die einde. Nou ek weet, ek het nie brood gekoop nie. Nou ek sit met een van twee keuses. Of ek kan 'n taxi vang, wat my R15 gaan kos, en ek kan vinniger by die huis kom, of ek loop terug huis toe, en ek kan 'n brood nog koop. En ja, en dan, die Here sê nie vir my, luister, hy toets my, hy wil kyk wat doen ek. Hy wil kyk, gaan ek my belange bo alles sit, of gaan ek, as ek sê, kyk, wat is my belangrik in die lewe? Hy toets my daardeur, en so,
Soos ek gesê, dit is 10 tot 15 kilometers wat ek moet loop, terug tot in Kleurkop. So, ek moet nou 'n keuse maak. Ek staan voor die Here. Ek het R15 oor. So, ek moet nou besluit, wat gaan ek maak? Gaan ek taxi ry of gaan ek 'n brood koop? Nou, almal van julle gaan vir my sê, ek kan taxi ry, nee, koop 'n brood. Dit is meer belangriker. Want, ouma bly nog by ons, is Annetjie se ma, en Annetjie is daar by die huis, so, vandag nog, Louisa is hier, so, ek moet brood koop. Ek moet sorg dat daar brood is, ek moet sorg dat daar melk is. As hy wil koffie of wil pap eet of wat ook al, dat daar is vir haar. Maak nie saak of ek gaan short kom nie. So ek moet die keuse maak. En nou moet ek terugloop na die huis toe. Oh, prys die Here, ek gaan net tot hierso. Here, ek het die keuse gemaak om terug te loop, om vir die Here te wys, ek is dankbaar vir wat hy vir my gee, maar ek is ook iemand wat kyk na my medemense om my. My vrou om my, selfs my skoonma wat by ons gebly het, hulle was net so belangrik, bo my belange. My belange kom laaste in die queue. So ja, Louisa sal ek vir jou sê. Nou ja, ek gaan net tot hier getuig. So prys die Here. Skakel volgende week weer en dan getuig ek verder. So ja, maar dinge is besig om nou te kom en hier's baie great dinge wat nou gaan kom. Toetse en alles wat ingekom het en hoe die Here my deur alles gevat het. So ja, skakel weer in. Prys die Here, ons speel uit met hierdie song. Prys die Here, tyd vang my. Prys die Here, As U spreek my God, help my om mooi te word. As ek trane stort, weet ek, U doen dit al. prys die Here. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Bring my nou nader aan U, o my God. Halleluja. Leer my dieper ken. Ek wil U dieper ken. Leer my dieper ken. O Heer, my God. Prys die Here. Halleluja. Soos 'n dole naam, wat vir 'n bietjie Prys die Here. soos 'n wildboom. Amen. Smag na waters. Prys die Here. As die storm woed, weet ek, U Here is. Halleluja. My hart verlang na U. Om U dieper te ken. Bring my nou nader aan U, o my God. Prys die Here. Leer my dieper ken. Halleluja. Ek wil U dieper ken. Prys die Here. Leer my dieper ken. O Heer, my God. Here, dit is een van die belangrikste punte in my lewe, is om U te ken, Here. Uit die dieptes van alsheid, uit die diepte van my hart uit. En Here, om my U weet te leer, dat ek U kan ken in elke oomblik, elke sekonde, elke moment, in Jesus naam. Dankie, Here. My hart verlang na U, om U dieper te ken.
dieper ken. Prys die Here. Leer my dieper ken, o Here my God. Leer my dieper ken, o Here my God. Leer my dieper ken, o Here my God. Halleluja. Prys die Here. Here Vader, ons sê dankie vir die goedheid, vir die guns, vir die genade, die barmhartigheid, die liefde van U en Here, dankie dat U ons vertrou is. Dankie dat U elke oomblik, elke sekonde daar is. En Here, dankie dat ek vanaand weer eens kon getuig het hoe goed U is en hoe U my leer en hoe U my leer om U te vertrou en hoe ek op U woord moet staan en vasglo. En Here, dankie Here. Here, ek bid dat my broers, my susters, Here, hierdie woord sal hoor en Here, laat hulle ook op U kan vertrou soos wat ek vertrou op U. Laat hulle ook afhanklik van U kan wees en laat U ook hulle bron kan wees in alles, vir alles en oor alles, Here, soos die woord sê, Here. Here, laat U ook die voorsiener in hulle lewe kan wees in Jesus naam. En Here, seën hierdie boodskap, laat dit uitkom by die ore waar dit moet hoor. Here, en ek vra U in Jesus naam. Here, laat hierdie getuienis wyd en suid gaan, oos en wes, Here. Laat dit by die uitkom waar dit moet hoor. Here, en seën elke platform wat ons gebruik om hierdie getuienis uit te kry. En Here, in Jesus naam, dat mense weer moed kan skep en kan weet ons God is 'n werklikheid. Ons dien 'n lewendige God, 'n waardige God, 'n onbeskryflike God in Jesus naam. Here, seën hierdie getuienis. Dankie Here in Jesus naam. Tot eer van God Abba Vader, deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. Mense, dankie dat julle ingeskakel is. Onthou môre het ons kom saam. So ja, waar ons die Here gaan loof en prys en die Here gaan aanbid. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en ek speel uit met die Onse Vader. Prys die Here. Halleluja. Father in heaven, hallowed be thy name. Prys die Here. Let thy kingdom come, let thy will be done, Prys die Here. as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Amen. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Prys die Here. En op daai noot van amen, wees geseën, wees gegroet dan tot môre aan toe. Shalom julle.